Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Dinsdagoggend. En ja, ons is besig met Lukas 7 vanaf vers 11. Kort daarna het Jesus na die dorp met die naam Nain gegaan. Sy disippels en 'n groot skare het saam met hom gereis. Hy het naby die poort van die dorp gekom, juis toe word daar 'n dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was 'n weduwee. Daar was heelwat mense van die dorp saam met haar. Toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê, moenie huil nie. Hy het nader gegaan en aan die draagbaar geraak en die draers het gaan staan. Toe sê hy, jong man, ek sê vir jou, staan op. Die dooie het regop gesit en begin praat en Jesus het hom aan sy moeder teruggegee. Vrees het almal beetgepak en hulle het God geloof met die woorde, 'n groot profeet het onder ons opgestaan en God het omgesien na sy volk. Hierdie nuus oor hom het deur die hele Judea en al die omliggende gebiede versprei. Geliefdes, wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan is daar 'n paar goed wat jy moet raak sien en raak lees. Die eerste een is hierdie woorde wat baie keer van Jesus gebruik word. In vers 13 hoor ons toe die Here haar sien, het haar innig jammer gekry. Daai woorde innig jammer gekry. Die oorspronklike Grieks het amper die betekenis van sy binneste het in beweging gekom. So diep het dit hom geraak. En dis belangrik, die Bybel is vol daarvan. Hoeveel verhale lees ek en jy dit? Hierdie woorde dat Jesus iemand innig jammer gekry het. Die troos vir my en jou daarin lê dat ek en jy weet, Jesus sien ons pyn, hy sien ons nood en dit laat hom nie onaangeraak nie. Dit raak hom. Die ander kant van dit is dat ek en jy natuurlik ook die hart van Christus wil hê en dat daarom moet dit van ons ook waar wees, dat ons ook mense innig jammer kry. Die ander ding in die verhaal, dit word spesifiek genoem dat dit 'n weduwee was en dat dit haar enigste kind was. Geliefdes, as jy daar geleef het en as jy met die geskiedenis van die Ou Testament groot geword het, dan kan jy nie anderste as om die verbande na die profeet Elia te sien nie. Nee, onthou Elia was ook daar na die weduwee toe. Ons weet van haar meel, die olie wat nooit opgeraak het nie. Maar ons weet ook van haar kind wat gesterf het en Elia wat gaan bid het en die kind het weer lewendig geword. En hier doen Jesus dieselfde en daarom dat al die mense sê 'n groot profeet het onder ons opgestaan. Nou lees ons in vers 16, vrees het almal beetgepak en hulle het God geloof. Hierdie vrees het te doen met 'n besef van wie Jesus is en met watter mag ons te doen het as ons in sy teenwoordigheid is, as ons met Jesus te doen het. En daarom is Jesus nie sommer net iemand of sommer net ons vriend of hy is die Here. Ons in vers 13 duidelik gesê, toe die Here haar sien. Geliefdes, dalk moet ek en jy ook so 'n besef kry van die grootheid van God en wie God is. Dat dit af en toe van ons ook waar is, dat daar ook staan vrees het ons beetgepak. Toe ons besef het wie is God.
Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir die teks. Dankie dat die magtige wat U is, ons nood raak sien en dat U vir ons jammer kry. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.